Nou, ons weet, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, maar om hom te leer ken, kry jy in hierdie boek, wat ons noem die Bybel. Nou, die woord Bybel is afgelei van 'n Griekse woord biblios, en dit beteken eenvoudig biblioteek. Hierdie is 'n biblioteek van God. En as jy hom begin leer en ken, sal daar kettinge van jou lewe afval. Eenvoudig afval. Wil jou aanmoedig, en daarom is ons vanmôre besig met hierdie lering, wat die Here op my hart gelê het, en ek glo met my hele hart, ek weet, daar gaan kettinge afval, net omdat jy dit leer ken. Nou, vir interessantheid, en meer is interessantheid, vir wie is die Sabbat gegee? Wie weet, vir wie het God die Sabbat gegee? Help my, vir wie het God die Sabbat gegee? Die Bybel sê dit vir Israel gegee. Vir Israel. God het die Sabbat vir Israel gegee. Dit is baie duidelik in die skrifte, en die Sabbat is die 4de gebod, sê die Bybel, en dis deel van 613 wette. Het jy geweet, daar is 613 wette in die Bybel, in die Ou Testament, in Moses se wette, as jy het so wil noem. En God het die Sabbat vir Israel gegee. Kom ek lees dit vir jou, dat God dit vir Israel gegee het. Hy sê, en Moses het die hele Israel laat roep, en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verborderinge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle, soos dis vir Israel, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons, met wie het hy die verbond gesluit? Met ons, met Israel, 'n verbond gesluit. En ek praat met jou Sabbat versus Sondag, oor 'n gedagte rondom die nagmaal. Hoe bring 'n mens dit by mekaar? Hoe bring mens die nagmaal en die Sabbat en die Sondag by mekaar? Die Bybel sê, hy dit Deuteronomium 5 vers 3, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons, wat hier vandag almal in die lewe is. Soos moet weet God die Sabbat gesluit met Israel. Dis 'n verbond met Israel. Is hier enige Israeliete hier vanmôre? Nee, ons is nie Israeliete nie, ons is gelowiges. Ons is kinders van die Here. Ons is nie Jode. Ons is uit die heidense nasie uitgered. Uit alle volke uit het hy ons gered. Verder het die Here vir hulle gesê, vir Moses gespreek, hy gesê, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle, soos met wie moet hy spreek? Met die kinders van Israel. Ek is mos nie een van die 12 stamme nie. Met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik, moet, my Sabbate onderhou. Dis 'n teken tussen my en julle, soos vir wie het God die Sabbat gegee? Die nagmaal het hy nou vir ons gegee, maar vir wie het hy die Sabbat gegee? Vir Israel, dis 'n teken. En ek is altyd so opgewonde as die Here vir my sê, praat oor iets, want ek weet, hy het 'n rede, hy wil iemand inlig, en die waarheid sal jou vrymaak. Dat hierdie kennis gaan kettinge van jou laat afval. Dis 'n verbond, 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou. Wie moet die Sabbat onderhou? Kinders van Israel. Die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewige teken. Soos vir wie is hierdie Sabbat belofte of Sabbat onderhouding? Dis vir die kinders van Israel. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus. Soos nou sê die Bybel, dis 'n ewige teken tussen hulle. En wat is die betekenis van die Sabbat vir die Jode gewees? Wat het dit vir hulle beteken? Die eerste een het ons nou gelees, hy sê, julle moet dit onderhou, dis 'n teken tussen my ewig, sê hy, sodat julle anders kan lyk. Hy sê daar so in vers 13, spreek jy met die kinders van Israel,
die vers op die bord, julle moet sekerlik my Sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Soos die eerste ding is, hulle moet weet, op die Sabbat moet hulle daaraan dink ook, en die mense gaan weet, God heilig hulle. Dis die eerste betekenis daarvan, vir die Jode. Die tweede betekenis is, dit moet hulle laat dink dat hulle eers in Egipte was. Ek en jy was mos nie in Egipte gewees nie. Ons het mos nie in Egipte gebly nie, kom ek lees dit vir jou. Jy moet daaraan dink, dis wat hulle op die Sabbat moet doen, dat jy in Egipte 'n slaaf was. Nou ons was in die sondige Egipte, maar ons was nie in 'n werklike Egipte nie. Wanneer ons die nagmaal hou, dan dink ons daaraan, dat ek verlore was, maar ek is gevind. Wanneer ek die nagmaal hou, dan dink ek dat ek in sonde was, maar hy het vir my betaal, hy het my uitgelei. Maar hulle moes die Sabbat hou, want hulle moes daaraan dink, dat hy hulle uit Egipte uitgelei het. Kom ons lees dit weer. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou bevel om die Sabbatdag te onderhou. Soos ek kan dit nie onderhou nie, want ek was nooit in Egipte 'n slaaf gewees, jy verstaan nie. Ek hoef nie daaraan te dink nie. Ek was nie 'n slaaf in Egipte nie. Nou, interessant, ek wil nou by die nagmaal kom, maar baie interessant. Ons moet vir ons sekere vrae afvra rondom die wet van Moses. Onthou, die waarheid gaan jou vrymaak, daar gaan kettinge van jou afval. Hierdie is nie net 'n stukkie kennis wat ek jou gee, om agter in jou verstand te bære nie. As jy die kennis gaan koester, gaan kettinge van jou begin afval, want die waarheid sal jou vrymaak as jy dit ken, as jy dit in jou hart bære. Die Bybel sê dat die wet net tydelik was. Tydelik. Enige iets wat tydelik is van verbygaande aard. Die wet is tydelik. Die wet van Moses, wat die Sabbat natuurlik nou insluit. En die skrifte sê dit op baie plekke, maar hy sê onder andere in Galasiërs, een van hulle. Wat beteken die wet dan? Daar 613 wette in Moses se geskrifte wat God vir hom gegee het. Wat beteken die wet dan? Dis bygevoeg weens oortredinge totdat. Sê saam met my totdat. Ja, jy moet saam met my preek. Totdat. Soos die wet is totdat die saad. Totdat die saad. Wie is die saad? Dis Christus. Sommige vertalings spel dit met 'n hoofletter. Totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. Soos wat is die wet? Dis tydelik totdat Christus sou kom. Totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom, en dit is deur engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar. Soos die wet is tydelik, dis totdat. Ons mag aan die daai 613 vashou as jy wil, maar dan hou jy vas aan iets wat verby is. Jy hou vas aan 'n skaduwee terwyl die werklike lig gekom het. Jy hou vas aan iets wat vertel van die waaragtige en jy hou nie aan die waaragtige vas nie. Dit is so goed. Ek stuur vir jou 'n briefie dat ek na jou toe gaan kom, gaan vir jou kom kuier en jy hou vas aan die briefie en ek staan nou al in jou sitkamer en ek drink al koffie daar, maar jy's daar in jou studeerkamer, jy hou vas aan die briefie dat ek gaan kom. Kuier vir jou. Intussen is ek in jou sitkamer en ek wil hê jy moet nou weet, ek is nou daar. Die wet, die brief is net totdat die saad Christus sou kom. Hoekom die saad? Want die eerste belofte in die woord, die moederbelofte in Genesis 3:15 sê, die saad van die vrou sal die slang se kop vermorsel. En dis Jesus Christus wat die slang se kop aan die kruis van Golgotha vermorsel het. Kan ek 'n bietjie 'n amen kry? Wil jy nie 'n bietjie sê prys? Sê net prys. En dan sit jy 'n stukkie by, die Here. Yes. Prys die Here. Soos Christus het gekom. Dis afgehandel, maar Paulus sê dit baie duidelik in Romeine, rondom hierdie saak. Hy sê dit so, Christus is die einde van die wet. Kan jy dit meer duideliker as dit kry? Christus is die einde van die wet. Sê dit saam met my, Christus is die einde van die wet. Christus is die einde van die wet. Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo.
Lees dit saam met my. Kom ons kyk na die volgorde. Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Do you want righteousness in your life? Wil jy graag in 'n verhouding, 'n skoon verhouding met God lewe? Dan moet jy weet Christus is die einde van die wet en dit lei tot geregtigheid vir die wat glo. As jy hierdie dinge glo, dan sal hierdie waarheid die kettinge vir jou vrymaak en jy sal in 'n verhouding met die lewende God begin stap, want dit lei tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Dit navigeer jou in 'n pad met 'n lewende verhouding met die Almagtige. As jy dit begryp, as jy hierdie waarheid joune maak, dat dit die einde van die wet is. Daarom lees ons nie die 10 gebooie elke Sondagoggend in die kerk nie, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid. Ek stap in hierdie volmaakte verhouding vir elkeen. Dit sluit jou in, dit sluit my in wat glo. Daar's 'n kondisie. Have faith in God. For the answer, have faith in God. Nou hierdie nuwe verbond waarin ek en jy nou wandel, daar is mos nou die ou verbond, die 613 wette, waarvan die Sabbat een is, wat ingedeel is onder die 10 gebooie. Die ou verbond, Christus het gesterwe. Soos daai verbond is verby, hy het die hele ou verbond tot 'n einde gebring. Dis soos 'n man en 'n vrou. As die man sterwe, mag die vrou weer aan iemand anders behoort. Soos Christus het onder die ou verbond gekom, toe sterwe hy. Nou mag ons aan iemand anders behoort, maar nou behoort ons weer aan die opgestane Christus, want hy het weer opgestaan. Die ou verbond. Elke verbond het sy eie reëls. Elke huis het sy eie reëls. Jy doen dinge anders as ek. En jou kinders doen dinge anders as jy dit gedoen het. Elke huis het sy eie reëls. Hoe dinge gedoen word, wie wanneer, hoe laat geslaap word, hoe laat geëet word en of daar op sekere tye geëet word. Nou die nuwe verbond waarin ek en jy nou is, het soos die ou verbond ook reëls. Die ou verbond het 613 gehad, waarvan die Sabbat een was. Die nuwe verbond het ook reëls. En as jy by Sanlam 'n polis het, is daar reëls op daai polis, en as jy by ou Mutual 'n polis het, is daar reëls op daai polis. Maar van die reëls is dieselfde. Het jy dit agtergekom? Het jy geweet van die 10 gebooie in die Ou Testament word 9 in die Nuwe Testament herhaal. Raai watter ene word nie herhaal nie. 9 van die 10 word in die Nuwe Testament herhaal. En hy sê, jy is nou onder 'n nuwe verbond, maar hier is reëls in hierdie nuwe verbond. Hier is sekere dinge wat ek vir jou wil sê. Een van hulle is onder andere die ene in Efesiërs, eer jou vader en jou moeder. Ek het net vir jou een uitgehaal van die 9. Ek gedink dit sal goed wees om hom uit te haal. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word, is in Eksodus 20. In Efesiërs herhaal hy dit in die nuwe verbond. Hy sê eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe. Dat jy lank mag lewe. Soos die 5de gebod. Maar waarom hou ons nou kerk op 'n Sondag? Wat nou van die Sondag en wat nou van die Sabbat? Hoekom hou ons op die Sondag kerk? Waarom op die Sondag? Die Sondag, weet julle, is die eerste dag van die week. Dis die dag waarop ons se Here Jesus opgestaan het. En ons vier elke Sondag, nie eenmal 'n jaar op die Paasfees alleen nie, elke Sondag vier ek en jy sy opstanding. Dis hoekom die Nuwe Testamentiese kerk op Sondag bymekaar gekom het. Dit beteken nie ons moet op Sondag bymekaar kom nie. Daar's geen wet in die Bybel wat sê ons moet op Sondag bymekaar kom. Soos wat die Sabbatdag wet nie in die Nuwe Testament herhaal word nie.
sodat hy tot niet gemaak, sodat hy nie meer bestaan nie, soos daar ook geen wet wat sê ons moet op die Sondag by mekaar kom. Ons kan for that matter op enige dag van die week kerk hou, maar ons doen dit omdat ons sy opstanding vier. Wil jy nie vir God 'n hande klap gee in hierdie huis nie? Wil jy nie vir hom 'n lofoffer gee nie? Johannes 20 vers 1 sê, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en toe sien sy dat die steen van die graf weggerol is. Om hierdie rede kom ons op Sondag by mekaar. Ek mag op 'n Saterdag, ek mag op 'n Maandag kerk hou, ek mag op 'n Dinsdag kerk hou, maar wat belangrik is dat ek wel die woord sal ontvang. Want hoe meer ek van hierdie woord inneem, hoe meer laat dit kettinge van my afval. Hoe meer sal ek agterkom, die duiwel het geen mag nie, hy het geen mag nie, maar solank ek dit nie weet nie, sal hy probeer om in my lewe in te meng, omdat ek nie weet dat hy nie mag het nie. Maar die oomblik as ek dit weet, dan moet hy vlug in die naam van Jesus. Dis gevaarlik vir die duiwel, vir jou om kerk toe te kom, want hy hou nie daarvan dat jy kerk toe kom nie, want hy kom agter jy besef dat hy geen lewensreg op jou lewe het nie, hy het geen speelplek op die speelveld van jou lewe nie, en daarom wil die duiwel alles doen dat jy nie by die kerk of die samekoms van die gelowige uitkom nie. Hy sal alles wil doen, hy sal jou met gunste wil besig hou, hy sal jou met geleenthede wil besig hou, as jy net nie die waarheid kan ontdek nie. Nou ek het 'n paar vrae hierso, wat ek wil vra, en probeer antwoord. Waar en wanneer het Jesus of sy apostels of enige ander skrywer in die Nuwe Testament bevel gegee dat nie Jode, dis nou ek en jy, die wet moet onderhou? Waar het hy dit gedoen in die Bybel? Jesus of sy apostels? Die antwoord is, daar is geen so bevel in die Nuwe Testament. Ek het nog 'n vraagie gevra, is daar enige skrif in die Nuwe Testament wat aantoon dat 'n gelowige nie Jood, ek en jy is mos nou nie Jode, volgens die wet die Sabbat moet onderhou? Is daar een so vers? En ek het vir jou geantwoord op my nota, François, jy kan dit kry hierdie papiere. As een van julle die notas wil, hy gestuur vir my WhatsApp en stuur ek graag vir jou die nota. Nee, daar is nie een so skrif in die Nuwe Testament nie. Nog 'n vraag wat ek hier gevra het is, waarom is daar in ons tyd mense wat aandring dat nie Jode, dis nou ek en jy, hierdie is dalk die rede hoekom ek dit moet aanbied, want hier's dalk iemand op sosiale media of in hierdie kerk, van wie God kettinge in hierdie verband wil laat afval. Ek weet nie hoekom hy my gesê het om dit te preek nie. Ek hoef ook nie te weet nie. Ek moet net doen wat hy sê. Dis soos om vir siekes te bid. Ek bid vir hulle, God genees hulle, maar partykeer gebeur dat iemand nie gesond word nie. Ek hoef nie te weet hoekom die persoon nie gesond word nie. Dis 'n sekret tussen God en daai persoon. Dit is dit. Al wat ek moet doen is om te bid en om geloof van die dag te hê en om dit te preek. En dis dieselfde hier. Ek doen net wat hy sê. Ek hoef nie te weet wat die rede is nie, maar dalk is daar iemand wat in hierdie ketting gebind is. En God sê vandag vir jou, jy hoef nie in hierdie ketting gebind te wees nie. Waarom? Die vraag, terug by die vraag. Waarom is daar dan in ons tyd mense wat aandring dat nie Jode, dis nou ek en jy, die Sabbat moet onderhou? Waarom is daar sulke mense? Die antwoord is eenvoudig, ek weet nie. Daar is geen Bybelse opdrag om nou nog die Sabbat te onderhou nie, aangesien Christus die einde van die wet is. Dit is so goed, jy sit met die briefie, en Christus is in die sitkamer, en jy sê, ek het 'n briefie. Christus, wag maar daar vir my, ek is met my briefie besig. Is dit nie verskriklik om die werklikheid te verloon en aan die skaduwee vas te hou nie? Is dit nie verskriklik nie? Nog 'n vraag, is dit so dat Paulus geskryf het in die Bybel dat die wet moet vergaan? Is dit so? Het Paulus dit gesê?
Ons kyk of ek hom hier opgesit het. Nee. Hy sê in Efesiërs 2:15, deurdat hy in sy vlees die wet, die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie. Hy het in sy vlees die wet van gebooie Christus. Kom ek lees dit weer. Deurdat hy in sy vlees, Efesiërs 2:15, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, sê saam met my tot niet, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan. Tot niet. Soos, is so goed jy wil 'n bietjie koffie drink, maar jy hou vas aan die gebreekte beker. Wat in 10.000 stukkies daar op die grond lê. En jy sê, ek hou vas aan hierdie beker, want die Here het hierdie beker vir ons gegee. Intussen het hy vir jou 'n nuwe beker gegee. Om uit te drink, maar jy hou vas aan die ou beker. En nou kan jy nie koffie kry nie. Of al chocolate. Of soos in my geval, Earl Grey is nog wel lekker, maar ek hou die meeste van chai tea. Ek kan dit nie kry nie. Ek moet maar droë mond sit, want ek hou aan die ou koppie vas. Nee man, ag nee man, moenie so wees nie. En dan hierdie vers. Hulle het op die eerste dag nagmaal gebruik. Handelinge 20 vers 7 tot 9 sê dit so. Ek wonder hoekom sê die Here vir my ek moet hieroor preek, maar dadelik voel ek in my gees, ek hoef nie te weet hoekom nie. Ek hoef net dit te doen, want die waarheid sal mense vrymaak en kettinge sal afval. Sê 'n bietjie amen. Dit sal afval. Nou hierdie vers sê so in Handelinge 20, dis die Message vertaling. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Paul addressed the congregation. Kom ek lees dit weer. We met on Sunday to worship. On Sunday. Die Bybel, ek is seker hulle het op ander dae ook by mekaar gekom. Maar elke keer as hy praat het hulle by mekaar gekom het, elke keer praat hy van die Sabbat, nie van die Sabbat nie, maar van die eerste dag. Nie een keer, hy praat elke keer in die Nuwe Testament, na die kruisiging en opstanding, die skrifte wat daarna verwys is, elke keer op die Sondag het hulle by mekaar gekom, die eerste dag. Hy sê, we met on Sunday to worship. Druk 'n bietjie jou hande so in die lug saam met my as jy kan. Sal jy dit saam met my doen asseblief? En waar jy dit so, dan sê Here, ek aanbid U. Smaak jy groot. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Die ou vertaling sê, hulle het by mekaar gekom op die eerste dag van die week om brood te breek. En dis hoekom ons hier by die tafel is vanmôre. Ons breek brood. Hoekom? The Master's Supper. Ons vier op Sondag. Hy leef. Hy het opgestaan. Gaan jy my help, Yves? Hy leef. Hy het waarlik opgestaan. En dis hoekom ons elke Sondag by mekaar. Sonder uitsondering. In my hele lewe, kom ek maak dit maar 'n bietjie korter. Kom ek sê, in my hele groot mens lewe, wonder ek of ek 3 sulke geleenthede gemis het. Ek kan van 2 onthou, wat ek op 'n Sondag nie sy opstanding gevier het. In my hele groot mens lewe. Dis nie 'n verwyte teenoor U nie. Dit is net om te sê, Here, dankie, dat ek in my hele groot mens lewe, elke Sondag, saam met gelowiges kom by mekaar kom, en daardeur het ek sy opstanding gevier. Is dit nie wonderlik om te dink in hierdie week, as jy by die huis is? Ek het by die kerk gewees, of hulle nou nagmaal gebruik het of nie, ek het op 'n Sondag by mekaar gekom, omdat ek verklaar het, en dit vier, hy leef, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Ek gaan vra dat diegene wat my vanmôre gaan help, met wie gereël is, vorentoe sal kom om my te help by die tafel. Baie dankie. Bekende gedeelte in Korintiërs praat van die nagmaal.
En hy praat oor baie goed van die nagmaal. Hy sê onder andere struikelblokke sal daar in die kerk wees. Dit is noodsaaklik. Onder gelowiges. Dis noodsaaklik. Kan jy glo dat struikelblokke noodsaaklik is? Weer die een deur wie die struikelblok kom. Maar hy sê, dis 'n toets op jou pad. En terwyl jy vanmôre hierdie nagmaal gaan vier, gaan ons sê, Here, ons kom by mekaar volgens Korintiërs. Want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer, dat die Here in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en dit gebreek het. En gesê, dis my liggaam. Hy het dit gebreek. Dis my liggaam. Neem eet. Wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, ons moet eet die feit dat sy liggaam vir ons gebreek is. En dink daaraan. Moenie aan al die ander goede dink nie. Moenie aan al die probleme altyd dink nie. Moenie aan die krisisse dink nie. Sê ek gaan die Here dien, ongeag die partyskappe, die vyandskappe wat daar in my lewe mag wees, of in die breë wye kerk oor die wêreld en die verskille wat daar mag wees. Ek gaan aan hom dink. Eet daardie revelation, dat sy liggaam vir my gebreek is, en ek vry is. Eet daardie revelation, as ek hierdie goed glo, dat ek in 'n verhouding met God begin wandel, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Hy sê, neem eet, doen dit tot my gedagtenis, bly dink daaraan. Dink daaraan. En toe na die ete het hy die beker geneem met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, met ander woorde 'n nuwe verbond. As jy hierdie beker vandag gebruik op die Sondag, op die eerste dag van die week, dan sê jy ek is in 'n nuwe verbond. Dis hoe dit in jou Bybel staan. Jy sê ek is nou klaar met die ou verbond, want hy is tot niet. Die beker is stikkend gegooi. Die briefie bære ek nou. Julle het mos ook so 'n boksie met al die ou liefdesbriewe. Kinders, julle los my en jou ma se boksie uit daar in die kas. Hoekom moet hulle nie daar krap nie? Hulle hoef nie daar te krap nie, want hulle het nou vir ons. Hulle het die werklike ene, né? Maar as hulle daar wil lees, alright, dan kan hulle maar 'n bietjie smaal daaroor. Ek lees jy eintlik baie in daai bokkies, nou maak ek hom oop, so een keer in 'n paar jaar, en ag, vou ek maar weer jou briefietjie toe. Maar ek het die ware Mariska aan my sy. Is nie nou net meer 'n droom nie. Dis nou 'n werklikheid. Ek hoef nie meer die pos op te hou vir 'n ou briefie wat van Lichtenburg afkom. Ek het haar aan my sy, en is sy nie pragtig? Jy het Jesus aan jou kant, my vriend. En as jy hierdie beker drink vanmôre, dan sê jy daardeur, net so die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is 'n nuwe testament, dis 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. En wanneer jy hierdie beker drink, dan sê jy, Here, ek staan in 'n nuwe, lewende verhouding met U. Ag, wil jy nie saam met my jou hand in die lug sit en sê, dankie Jesus. Dankie Here, vir U brood wat gebreek is, U liggaam. Dankie Here vir U bloed wat gestort is. Die wyn, die bloed wat gestort is, wat ons, wanneer ons dit drink, dan dink ons aan die bloed. Wat sê 'n nuwe verbond. Ek wil nie aan die oue vashou nie. Ek wil die waarheid hê, want die waarheid maak my vry van elke ketting. Ek eer U daarvoor. Amen. Amen. Vir U op sosiale media, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek wil jou aanmoedig om ook die nagmaal te gebruik. Dink daaraan dat jy in 'n nuwe verbond is. Mag die Here jou seën, en ek verklaar oor elkeen wat met ketting sit, 'n siekte, 'n krankheid, 'n omstandigheid, dat hy jou vry maak in die naam van die Here, want jy sal die waarheid ken.
en die waarheid sal jou vrymaak. Ek seën jou dan vandag in die naam van die Here Jesus Christus. Jy is 'n geseënde van die Allerhoogste. Share hierdie boodskap en as jy die subscribe button sien, kry hom daar en dan subscribe jy op my YouTube kanaal. Subscribe asseblief, dan kry jy altyd die notification, die kennisgewing dat daar 'n nuwe boodskap is. Onthou, jy is kosbaar vir Jesus. Tot volgende keer.